En as ek goeiemôre aan gaan daar van die Vryheidsfront Plus van die Belpark. Hallo, gaan dit? Goeiemôre Quentin, met my gaan dit altyd goed, uitstekend. Ek is baie bly om dit te hoor. Gerda, kom ons raak net eers gou die probleme van die Belpark aan voordat ons praat bietjie oor verkiesing. Daar's mense wat al weer tot 'n krag sit. Wat het gebeur? Daai mense bly in SW1 en in gedeeltes van SW2. In Rikkie Postma straat is daar 'n kabelfout en hulle het redelik lank gesukkel om die kabelfout te kry, maar dit is eventually gister baie laat gevind. Ek kom nou juis daar van site af. Hulle het oopgegrou en hulle is besig om gou na die 11 kVA kabel te soek en dan sal hulle kyk waar hy stikkend. Eskom is ook daar. Hulle sal las en hopelik sal die krag dan later vandag aankom. So ons hou duim vas. So dinge gebeur baie vinnig. So baie dankie weer eens vir die besigheidsmense in die gemeenskap wat ingespring het. Dis baie goeie nuus. Dis verkiesingstyd want ek sien hulle het vanoggend slaggate toegemaak hier in Frikkie Meyer Boulevard, hier pad na die Emerald toe. Dis hulle gistermiddag, dis hulle besig om gate toe te maak. Ja. Jy weet mos, vreemde dinge gebeur tydens verkiesingstye. Gerda, okay, so krag, dit is daar, dan is daar heelwat waterlekke ook. Ek sien hierso, hulle vra ek net vir jou laat weet of jy kennis weet daarvan. Groot waterlek wat weer kwai skade aan die pad begin veroorsaak. Weerskante van die dubbelpad oorkant DF Malherbe. Ja, ons weet van hom, ja. So Piet, as jy luister, ek glo julle weet van hom ook daarom en dankie vir Piet ons op hoogte hou van alles. Okay, kom ons. Daar het ook 'n pyp gebars op die plotte vanoggend. Ek is so deur die water en toe rapporteer ek kom. So ja, ek het gewonder hoekom kon ek nie lekker shower vanoggend nie, maar nou weet ek. Nou weet jy wat die rede is. Is daar enige ander munisipale probleme wat ons moet oorgesels wat jy gou wil aanraak voor ons praat oor die verkiesing? Dis die gewone, is elektries, sporadiese elektriese probleme, BXC probleme. Daar is baie waterlekke, rioolprobleme, ja, want in 3 riviere is pompstasie 5 en 10, hulle is nog af, maar dit is as gevolg van die kontrakteur wat by pompstasie 2 die pyp daar beskadig het, so daar's nou nog so 'n bietjie 'n probleem met die riool daar, maar dit is alledaagse probleme, asook dan nou die robotte wat nou so een vir een begin Hulle was mooi reg en nou is die krag weer af. So hoop ek hulle gaan weer reg wees. So hulle het begin regwerk, so Siemens was hier gewees, is ingestel. So daar's soos ek sê, vreemde dinge laat daar dienslewering gebeur tydens verkiesingstye. Ja, so ja, absoluut. So ja, ek moet sê ek was bly toe ek sien dat Checkers in die gat se verkeerslig finally reg is. En hy's nog reg. Ja, die ouetjie was, ek dink het Fanie gesê verlede week. Hy was verlede week daar gewees om hom reg te stel. Yes. So ja, 'n paar van hulle wat reg is en dan is maar die gewone probleme nog steeds. Okay, ek het nou gespot nou, maar 'n gewilde opmerking, twee dinge. Een is mense wat sê, man, ek gaan nie stem nie want my stem tel nie. Hoekom is dit verkeerd? Man, hulle noem dit wanpersepsies in verkiesingsfoefies. Nou daar bestaan geweldig baie wanpersepsies by kiesers oor die kiesstelsel en oor hoe die politiek werklik werk en oor die VF+. So daar's natuurlik opponente wat hierdie persepsies aanvuur en vals propaganda versprei om die VF+ te benadeel. So hulle sê altyd die VF+ is 'n klein party. Moenie jou stem op 'n klein party mors nie. Dit is vals. Dit is eenvoudig nie waar nie. So die indruk bestaan dat as jy jou stem mors indien die party vir wie jy stem nie wen nie, dan word dit gelykgestel met slegs 'n party wat die ANC kan klop. Dus daar is kiesers wat nie verstaan dat ons kiesstelsel proporsioneel is nie en daarom dink hulle dat dit die stem is verloor as jy vir 'n klein party stem, maar dit is nie. So 'n kiezer moet stem vir die party waarmee hy of sy se meeste waardes mee saamstem. Dit is belangrik om die ANC te klop, maar dit is net so belangrik dat die regte beleid en jou waardes seëvier. En daarom kan ons koalisieregerings ook dan ook praat. Maar nou sê hulle, 'n stem vir die VF+ is 'n stem vir die ANC. En dis ook nie waar nie. So 'n stem vir die VF+ is 'n stem teen die ANC en meer belangrik teen ANC beleid. Elke stem wat nie vir die ANC gaan nie, maak die ANC se persentasie steun baie minder. En die groot realiteit is, ons het nou gesien in die afgelope klompie jare dat die ANC dit doeteenvoudig nie kan doen nie, waar net hulle eie sakke en ja, daar's soveel korrupsie. Dit is eintlik vir my skrikwekkend elke dag. In amper elke nuusberig wat ek lees, is daar ergens 'n saak van korrupsie wat jy van lees. En dit is net 'n al hoe meer 'n alledaagse ding.
Suid-Afrika het 'n tipe van 'n mafia-staat geword waar hierdie tipe van korrupsie dan nou goedkeuring wegdra. En dan is dit partye soos die VF+ wat 'n waghond moet wees. Ons moet goeie oppositie binne in die rade wees. En daardie oppositie moet van so 'n aard wees dat ons weet wanneer om op te staan, die regte ding te sê, teen te staan, teenkanting te doen wat ons hierdie afgelope 5 jaar konstant gedoen het. Ons het teen elke onbefondse begroting gestem. Ons het teen elke wasteful expenditure, en jammer vir die Engelse woord en ek kan nou nie vir die Afrikaanse woord daarop kom nie, vir die wasteful expenditure teen gestaan. So die VF+ het selfs teen onredelike beleide opgestaan. En dis die tipe van waghond wat jy in hierdie munisipaliteit wil hê, wat opstaan vir jou, want soos jy sê, korrupsie haal geld uit jou sak uit, dis onbillike hoë tariewe wat jy nie kan bekostig nie. Dit is net, elektrisiteit is te veel om te betaal, water is te veel, en dit is nie eers reliable nie, want jy is nie verseker van krag nie. Kyk hoe lank is die area nou weer af, 3 dae, en dit is gegoede areas. Ek het nou vanoggend weer gevra, hoekom is Munich Substation nou weer 'n probleem? Nee, dit is downstream, so dit is weer eens maintenance wat nie plaasvind nie. As ons net so rukkie terug kan onthou, so 2 weke terug, was daar 'n groot breek weer by Frikkie Meyer Boulevard gewees, by Frikkie Meyer Sap gewees. Daardie Fanie sê vir my, toe hulle daai kabel oop grou, toe is daai kabel gelê in 1971. Genade. So maintenance vind nie plaas nie. So daai is die tipe van goed waarteen ons moet waak en waarteen ons moet opstaan, en die VF+ is daardie waghond wat daardie oppositie gee. Wat voorspel julle gaan gebeur met die Vryheidsfront Plus hierdie jaar? Wel, as ons uitkyk na hoe ons eksponensieel groei, en dit is 'n tipe van 'n golf, ons noem dit die groen golf wat momentum kry, en ons het ongelooflik baie steun, maar dit is te danke aan ons leier, Dr. Corneille Mulder, wat ons baie goed geposisioneer het, maar ook te danke aan ons minister, Dr. Pieter Groenewald, wat baie goeie werk doen. Ek dink in die einde van die dag is die proef in die pudding, wanneer daai kruisie getrek gaan word. So ons is baie optimisties opgewonde oor die groei wat ons toon, maar ons sal sien wat gebeur by die stembusse, maar ons voorsien dat ons in die hele land baie goed sal groei. Ek het 'n probleem, en ek gaan dit nou maar sê, ek het 'n probleem met raadslede wat skielik voor die verkiesingstyd appearance maak. Ekskuus vir my Engels. Maar skielik vind jy, ons het eintlik so 'n raadslid in ons area. Maar vir die vorige 5 jaar, met al die probleme wat daar was, het jy nie eens geweet van 'n raadslid in die area. Nou skielik, wanneer verkiesingstyd kom, nou, hier's die persoon. En dit is waar julle in die Vryheidsfront Plus 'n bietjie anders is, want julle het regdeur gewerk. You've always been there. Vir die afgelope hoeveel jaar, as daar probleme is, ek het al vir Gerda so geïrriteer, en dis irriteer ek vir Piet, ek dink jy is bly om te hoor. Maar, hoorie, wat gaan aan? Kan ek jou gou op die lug bel, as wil weet wat gebeur hier, want ons wil die regte inligting uitkry. Julle was heeltyd visible, julle was heeltyd werksaam, en dit is die ding, julle gaan aanhou werksaam bly na die verkiesing. Ons was van die begin af diensbaar gewees, en dis hoekom ons in hierdie posisies is omdat ons diensbaar is, en ons sal diensbaar bly, en ongeag wanneer dit goed gaan, en wanneer jy baie stemme kry, en wanneer dit sleg gaan, wanneer jy nie so baie stemme kry nie, ons is hier om ons werk te doen. En ek dink dis daar waar nou die beloning nou daarvan afkom, en laat die party nou so groei, laat hulle sien, dat ons is eintlik konstant regdeur, en ons probeer so ver as moontlik te help, en al kan ons nie help, sal ons laat weet, ons kan nie help nie, maar ons probeer altyd 'n alternatiewe plan. Wat 'n impak gaan dit maak as die Vryheidsfront Plus hierdie jaar baie beter doen en meer stemme kry? En ek praat spesifiek van Mfuleni. Wat 'n impak gaan dit maak vir Mfuleni? Wel, in die opsig dat daar 'n groter oppositie in die stadsraad sal wees, wat hulle normes en waardes dan nou in elk geval sal uitbring. Dit sal 'n groter waghond wees, wat daar 'n groter rol sal speel om te kyk dat daar nie geld vermors wees nie. Ek dink oor die algemeen sal dit dan, ons sal moontlik deel vorm van 'n koalisievorming, en dan behoort ons 'n groter koalisie waghond oppositie te speel binne in daardie koalisie. Nie om te sê dat ons met sekere partye in 'n koalisie ingaan, dat ons met alles gaan saamstem nie. Ja. Ons moet 'n groter oppositie binne in daardie koalisie dan nou wees, om te verseker, alhoewel ons dan nou deel vorm van daardie koalisie, laat ons nog steeds die waardes van ons stemmers dan, en ons ouens wat hulle geld in hulle sak die probleem maak, dan na vore bring. Baie mense reg oor die meeste mense reg oor die land is absoluut keelvol vir die ANC. Wat voorspel julle? Ek weet julle doen nou 'n tipe van 'n, ek weet nie die regte woord nie, maar 'n skatting van polls wat kan gebeur. Wat voorspel julle gaan met die ANC hierdie jaar gebeur met die verkiesing?
Wel as ek gaan kyk op sosiale media, is daar nou al gereeld hierdie laaste 3 maande verskillende polls wat dan nou verwys dan nou as jy nou vandag moet stem, vir wie sal jy stem? En dit is kenmerkend om te sien dat daar 2 partye by verre uitsteeks, byvoorbeeld die VF+ en nou net die DA, en wanneer die mense begin stem, dan loop die DA bietjie voor. Mag jy so 24 uur kans daarna, dan sal jy sien begin die VF+ dan nou oor te steek. Die probleem met dit is nie noodwendig dat dit nie VF+ stemmers is wat daar stem nie. Want ek sal byvoorbeeld vir my ander raadslid die poll aanstuur en sê, hoorie, gaan stem gou. So dit is loyale VF+ stemmers wat dan op daai poll stem, en dieselfde sal die DA as ook al die ander partye dan nou doen. Ja. Daardie polls moet gedoen word by mense wat nie noodwendig al gestem het of nie stemmers nie, of wat nie noodwendige VF+ ondersteuner is nie. En ek dink daar sal jy die werklike totaal kan sien van, as jy vandag moet stem, waarna toe sal jy stem leen. Sommiges van hulle kan dalk korrek wees, dis nou net my eie opinie, maar ja, meeste van die polls wat dan nou op sosiale media is, wys dat die VF+ by verre die meeste stemme kry, dan die DA, en dat die ANC by verre onder lê, en laat hulle steun so krimp, dat hulle nie skaars is by 23% uitkom nie. So ja, die feit dat die ANC nog verder steun verloor, dit is 'n gegewe waar hulle gaan lê, en of hulle 'n outright majority sal kry, sal ons nou maar sien. Weer eens sê ek, die proof is in die pudding. In Mfuleni voorsien ek nie dat enige partye outright majority sal kry nie. Wat is die probleem met die jeug? Want ons het laas daaraan geraak dat baie van die jeug either weet nie hoe belangrik dit is om te stem nie, of wat is die rede en wat gaan ons maak om hulle te kry om uit te gaan stem? Ja, dit is 'n baie groot uitdaging, en is nie net vir 'n sekere party wat dit 'n uitdaging is nie. Ek dink die jeug is in elk geval so, hulle is nie gemotiveerd ten opsigte van al die ANC-beleide wat tans in die regering aangaan nie, en dan sal ook ander partye wat dit steun. So dan dink hulle, hoekom moet ek dan in Suid-Afrika bly as daar nie vir my 'n kans is nie, as daar nie vir my opportunity is om voor te beweeg nie. As ons gaan kyk na universiteite wat dokters goedkeur om te gaan swat, is dit 2 of 3% wat wel daardeur gaan goedgekeur kom kry om by die universiteit dan nou dokter te gaan swat. En dan is dit nie eers ons eie mense wat dit kan kry of dit kan doen nie. So die beleide wat tans binne in die regering dan nou is vir hoe dan ons jeug dan om te motivated wees om promoted te kan word, om te kan verder te gaan studeer, en dan gaan soek hulle maar alternatiewe, en dan gaan hulle Australië toe, en hulle gaan Nieu-Seeland toe, en hulle gaan Amerika toe, en hulle gaan Kanada toe. En dan is daar dan nou ook ons mense wat die ouderdom tussen 35 en 45 het, wat dan nou die opportunity het om, hulle is geleerd, hulle is gekwalifiseerd, hulle is artisans, en dan is die ander lande tekort daarvan, en dis wanneer hulle oorsee gaan werk en ofwel immigreer. So ja, dit is maar geblameer op die ANC-beleid wat tans ons mense onderdruk, en dis die tipe van goed waarna ons moet kyk wanneer ons gaan stem. Laat ons soveel ondersteuning kry en soveel ondersteuning agter 'n party sit wat jou waardes na vorentoe bring, sodat daardie tipe beleid kan verander. En dis die tipe beleide wat ons hier plaaslik dan ook moet beïnvloed tot voordeel van almal, en nie net tot sekere etniese groepe nie. Daar was ook onlangs weer op sosiale media heelwat foto's en video's van die Vaalrivier wat weer deurloop met die riool. Wat het daar gebeur? Is daar nuwe probleme wat opgekom het? Wat gaan aan daar? Nicoline het al 'n sê ding wat sê selle pap verskillende sous. Ja, selle pap ander sous. Ons sit nog steeds met die probleem. Die riool loop nog steeds in die Vaalrivier, en elke dag is daar mense wat my kontak wat sê, het jy geweet van hierdie pyp? Jy moet daar gaan kyk, hierso gaan kyk. Dan is dit net vir my dit maak net eenvoudig nie vir my sin dat Mfuleni sê daar's verbetering nie. Hulle het nou kontrakteurs ingestel, Randwaterraad het alles nou reg gedoen, en nou is dit beter. Ja, dit kan seker beter wees. Ons het verlede week gesê waar daar miljoene liters E. coli binne in die Vaalrivier gekry is dit nou dalk minder, is nou dalk 100,000, maar hoor jy, dit moet minder as 1,000 wees. Ja, dis nog steeds daar. Die punt bly staan, daar moet geen riool binne in die rivier inloop nie. So dit is baie kenmerkend dat daar nog steeds sulke goed is, en die onwilligheid van Mfuleni om op te tree en dit reg te maak is kommerwekkend. Laaste ding voor ons klaarmaak, die solar, julle saak van die solar wat
verlede gesê het julle moet nou betaal maandeliks. Hoe vorder julle met dit? Wel, daar's nog geen datum dat daar public participation gaan plaasvind nie. Ons wag nog steeds dat dit moet gedoen word. Intussen het ons nog steeds ons objections wat nog voortgaan. Ons het ek dink gister het ons weer 'n klomp gaan ingee. Ek dink ons staan amper ek sal later vir julle sê hoeveel ons bystaan. Ons staan al by 'n klomp wat ons ingegee het. En dan wil ek ook net attent maak vir die mense. Ons gaan aanhou om die objection te doen totdat hulle vir ons 'n public participation datum gee. Ons hou lys met alles, so ons sal dit weer 'n keer vir hulle gaan ingee. Dit is wettig. Of daar nou 'n public participation datum gesê is of nie gesê is nie, dit bly wettig. Jy kan jou teenkanting gaan ingee by die munisipale bestuurder se kantoor. Indien jy dit nie deur ons kantoor wil doen nie, jy kan jou eie een opstel. Gaan gee hom net in, laat hulle hom stamp en laat hulle kennis neem daarvan. Hy bly wettig tot en met wanneer daardie beleid mee bespreek word. Dis nie omdat daar nie 'n datum afgegee is dit nie wettig om 'n objection in te gee nie. Dit is wettig. Dis nou binnekort ook ek dink sê ons gaan klaarmaak, maar binnekort ook die laaste naweek vir registrasie, nê? Wanneer is dit? Ja, hierdie naweek, die 1ste en die 2de Augustus, is dit die laaste naweek wat jy kan gaan kyk of jou status korrek is om te kan stem. So as jy van een dorp na 'n ander dorp toe getrek het, gaan na die naaste OVK stemstasie toe. Wel, oral sal hulle borde en goed opsit. As jy nie weet nie, gaan Google dit net. Hulle sal vir jou op Google kan sê waar jy moet gaan kyk as jy nou getrek het, as jy van een provinsie na 'n ander provinsie getrek het. Doen so, as jy van een straat na 'n ander straat toe getrek het, maak doodseker dat jy nog steeds by jou ou stemstasie kan stem. Ons het plekke soos by Tosjes, die mense wat by Tosjes in CW6, nou gaan Piet vir my reg help, CW5 of CW6. Mense wat in Tosjes, by Tosjes Laerskool gestem het, gaan nou nie hierdie verkiesing by Tosjes Laerskool kan stem nie. Hulle moet almal gaan oorregistreer by Watershed, want die boundary lyn het verander, die grenslyn het verander. Julle val nie meer in wijk 10 nie, julle val nou in wijk 8. So daar is baie sulke verskille. Vaalrivier Laerskool is nie meer 'n stemstasie nie. Dis nou op die hoek van Elisabeth Eiberstraat by Vaalrivier kerk letterlik op die gras voor langs die pad. So as jy by Vaalrivier gestem het, maak seker dat jy daar gaan stem. So daar's 'n paar stemstasies wat ons moet agneem wat verander het, so maak asseblief doodseker. Na die rol geïnspek word, ek dink is die 8 Augustus, sluit die kiesersrol. Dan is dit neusie verby. Dan gaan jy opdaag by die stemstasie en, Marie, maar ek het nou vergeet om te gaan registreer. Sorry mevrou, meneer, jy gaan nie kan stem nie. Ons gaan ook nader in die tyd praat oor spesiale stemme gehad. Ons moet ongelukkig afsluit. Ek sê vir jou baie dankie vir jou kuier vandag, baie sterkte en dan sien ek jou weer volgende week en Dinsdag. Ja, nee, baie dankie vir die geleentheid en onthou, gaan registreer, is jy reg? Ja, ek sê vir jou nie dankie nie, maar dankie vir jou kuier. Mooi bly julle.